Markus 8 vers 1 tot 38. In die dae toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom: Waarvandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle sê 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels om dit voor te sit, en hulle sit dit aan die skare voor. Hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voorsit, en hulle het geëet en versadig geword, en die oorskot van die brokskotte opgetel, 7 mandjies vol, en die wat geëet het was omtrent 4000, en hy het hulle weggestuur. En dadelik het hy met sy disippels in die skei geklim en in die streke van Dalmanuta gekom. En die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin 'n rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê: Waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En hy het hulle verlaat en weer in die skei geklim en na die oorkant gegaan. En hulle het vergeet om brode saam te neem en het net 1 brood by hulle in die skei gehad. En hy het hulle beveel en gesê: Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê: Dit is omdat ons geen brode het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle: Waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog heel verhardde harte? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel nie? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle: Hoe verstaan julle dan nie? En hy het in Betsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespeug en hom die hand opgelê het, vra hy hom of hy iets sien. En hy kyk op en sê: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. Daarna lê hy weer die hand op sy oë en laat hom opkyk. En hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. En hy het hom na die huis gestuur en gesê: Moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi, en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedenk nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.
Want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.